Nou ja, Desember is die maand waar braai, rugby en nasionale sport, jy weet, braai word nou die nasionale sport, want ons het ons nou, die nasionale sport van rugby gaan ons nou eers vervang, maar kyk hier na my gas se kant toe, want ek weet, hierdie man kyk vir my met 'n groot glinsterende oog, want dit is niemand anders nie as Jay Man, ons Mr. Braai Guy. Ek was nou so vol van myself, ek het gesê, ek wil Mr. Braai wees, toe is ek nou inderdaad Mr. Braai, want jy is die Mr. Braai Guy. Wat sê? Jay, baie welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. My vriend, jy is 'n besige man. Gister was jy nog iewers in Houtbaai en daar het jy gebraai en laat waai en vanmôre is jy hier. Hier's ek, ja. Dis vir my baie lekker. Ja. Luister nou, my eerste vraag is met die weervoorspellings wat so 'n bietjie deurmekaar is wat Desember aanbetref. Wat is jou beste raad om nog steeds 'n ordentlike vuur te kan maak om te braai ondanks ongure weer? Mag ek dit sê? Jy kan. Gas. Party mense het nou gesê, nee, het ons nou mooi gehoor, wat's fout met die volume knoppie? Ja, dat is, ek het nou die dag hoor iemand sê, nee, gas is iemand wat jy uitnooi na jou braai toe. Ja, dis 'n moeilike een. Kyk, ek het nou in die Kaap gebraai en daar gaan dit oor die wind, maar dit was verskriklik warm. En ek het nou al 'n paar keer hierso in die reën gebraai en ek sou sê, grootste wenk is seker maar droë hout, om seker te maak jy die regte hout. Ek kyk maar altyd na die weervoorspelling, kyk, dit is wat ek doen, ek word betaal om vir daai mense bord kos te gee, so I'm scope with it. So ek het al 'n paar keer in die reën gebraai, maar mens moet maar die timing reg kry. Kyk na al daai lekker dingetjies. Wanneer die reën kom, droë hout, steek hom vroeg aan en jy het jou hout, mag jy maar 'n bietjie steenkool ook gebruik, jy weet, charcoal, brikette, daai goeters. Ek doen as 'n kombinasie met, kyk as ek op 'n kettelbraai gaan braai, dan gaan ek brikets gebruik. Natuurlijk. Maar vir my is die gehalte van die briket of die houtskool wat ons gebruik baie belangrik. Weet, mens kry lekker harde hout, charcoal wat 'n lekker geur in het, want dit gaan eintlik oor die geur. Kyk, as ons kyk na sekelbos, hoekom braai jy met 'n sekelbos? Dit is lekker. Baie lekker. Jy ruik hom van as jy in jou dorpie rondstap, maar ruik jy al die mense wat die sekelbos vure aansteek of die kameeldoring vure. Dit gee vir jou dadelik ook daai vakansiegevoel en daai lekker ding as jy daai houte so ruik. En is daai wors op daai sekelbos hout. Stadig nou. Vriende, baie dankie. Ons het lekker gesels. Elsa is besig by Studio C om vir ons 'n vuurtjie te pak. I wish. Nou, vinnige gedagte dalk net vir 'n budget braai, jy weet, net om 'n bietjie te kyk na die begroting. Ek dink hier is 'n gesprek met jou blokman, redelike belangrike ding, maar daar's redelik baie wat mense kan doen. Ek dink baie mense gaan dink ons praat oor groente, maar hoender is 'n lekker ene. En as mens hoender kan lekker braai, is dit, as ons kyk waar die pryse van bees nou gegaan in die laaste tyd, dit is regtig, draak nogal moeilik om 'n lekker dik stytjie te gaan bekostig. So hoender is verseker die ene, maar een van my gunsteling is 'n chuck. Ek is baie lief vir 'n chuck. Die probleem is die chuck word baie dun gesny, so ek gaan gewoonlik na my blokman toe en ek sê, geef my net 'n lekker dikker enetjie, want jy kan hom mooi opkerf vir die hele familie en hy het lekker geur, want hy sit hier in die voorkwart, so al die vet en die senings gee maar net vir hom lekker. En dan ook 'n short rib, wat ek dan deur die rib sny, so met ander woorde, jy kry so lang rib met al die beentjies. Daai ding op die vuur gaar gemaak, nie te gaar nie, met 'n bietjie van 'n chimichurri sousie, is lekker. So met 'n aartappel of iets, dit is glad nie duur nie, weet, dit is nog van die voorkwart vleise wat ons teen ordentlike pryse kan kry. Luister nou, nog 'n baie kontroversiële onderwerp is speserye. Ek weet baie mense glo net in sout en peper of geen speserye nie, maar vir my dink ek die ding het so gegroei. Daar is soveel produkte en jy weet verskillende speserye op die mark. Ja, hier kom 'n ding wat spring. Ek het geweet jy gaan vir my sing. Jy het speserytjies saamgebring. Ek het, ja, so omrede dit en ek stem 100% saam, dit is kontroversieel. Ek moet vir een van elk gee. Ja. Dat ons bietjie sien. Hier is nou van jou the Braai Guy spice. Ja, so presies oor daai vraag, weet ek hou van natuurlik en as 'n oopvuur chef wil ek natuurlike produkte op my vleis hê. So sout en peper 100%, weet, as ek byvoorbeeld peper vir my spice sauce, sal ek die hoogste gradering peper gaan sauce, want peper is vir my belangrik. Dit is duur, maar dit is vir my belangrik. So spesery nie, ek gebruik spesery, maar daar's tye wat ek net sout sal gebruik. So byvoorbeeld op die vetjie sal ek altyd, daar moet sout op hom kom. Hierdie weer eens, dit is 'n natuurlike produk, so
En as ons kyk na die bykosse ook, ons het soveel ongelooflike geure as ons kyk na wat hulle doen in Marokko en die Mediterranean geure. Daar's so baie waarmee ons kan speel. En ons moet nog geure in ons vleis inbring. So ek sê altyd ek wil hê die vleis met die Here bly. Ek wil nie hy moet soos ietsie gaan proe nie. So ek is nie 'n groot maar so ietsie sal dan nie saak maak nie. Wat is dit? So ietsie net so 'n bietjie van 'n spice. Ja, net so 'n bietjie van 'n spice om die vleis net so 'n bietjie te enhance. En dit is wat sout en peper is. En suiker is dieselfde. Dit's 'n flavor enhancer. En ons maak daai vleis hier die Here. Baie lekker. So dit is, ek weet nie, in kortliks gepraat want hierdie is nogal eintlik nog hulle kontroversieel. Ons kan baie lank oor gesels. Ja, maar ek wil daarom net vir jou sê, asseblief vroeg in die nuwe jaar, dan gaan jy vir ons kom kuier en ons gaan braai. Ons het nou lekker en vinnig gesels en as jy meer van The Braai Guy wil uitvind, webtuiste, sosiale media bladsy. Ja, alles mrbraaiguy.co.za, Facebook, TikTok, ek mag nie TikTok grappie maak nie. TikTok, Instagram, so ja, op is reg. Ja. TikTok ons sal vir hom uitloer, The Braai Guy, Jay Man wat vandag by ons kom inloer het, maar nou, kyk ek is nou so lus vir 'n stukkie vleis. Ek dink ek gaan net wegraak. 'n bietjie van hierdie speserye in my hand oplek en proe en dan gaan ek vir eers oorgie aan Elsa wat bietjie met oor idees gaan gesels vir die Kerstafel. Dit lyk my Pieter is vanoggend 'n Hans Bors, maar ek is baie bly vir daai speserye wat hy nou ontvang het, want hy gaan môre vir ons 'n spesiale ete voorberei en braai vir ons spesiale Kersfees uitsending. Maar nietemin, so gepraat van Kersfees, dit is die tyd wat die tafel kreun onder disse, gemaak met resepte wat deur die jare oorgedra en gekoester word. En ek gesels nou met die talentvolle jong chef van die Weskus, Matthew Dryden, om 'n paar idees vir die Kersete te bespreek. Goeiemôre, good morning en dankie dat jy sommer so aanlyn by ons inskakel. Goeiemôre, baie dankie dat julle tyd gemaak het om vanoggend met my te gesels. Matthew, jy is net 21, maar jy het al reg oor die wêreld gekook. Waar het hierdie passie begin? Ek dink dit begin saam met die ouers in die kombuis. Jy help my hier en daar waar jy kan en dan later begin jy maar self bak en brou. Dit begin iets waarvan jy hou en dan begin jy jou eie idees maak en jy begin jou eie plannetjies in die kombuis maak. En dan word dit 'n passie. So ja, dit is maar waar dit begin het, baie eenvoudig, saam met my ouers, saam met my ouma. So ja. Ek moet vir jou sê, ek dink ek kan namens al die Suid-Afrikaners sê, ons is so trots op jou, want jy het nou al selfs met chef Jan Hendrik in sy Michelin-ster restaurant in Frankryk gewerk. So is daar enige lekker wenke wat hy miskien met jou gedeel het, of 'n paar goed wat jy dalk by hom geleer het? Ja, baie dankie eerstens. Ek dink daar is baie van ons ken vir chef Jan Hendrik van die Westhuizen, een van ons eerste Michelin-ster chefs in Suid-Afrika. Ek dink dis die een fout wat vir my baie belangrik is. Dis 'n Michelin-ster chef wat 'n mens verwag dat jy so baie en sulke ingewikkelde disse gaan kry, maar daar's soveel eenvoud in sy disse. So as ek Engelse woord mag gebruik, simplicity is the key to the best dishes, sal ek sê. En ja, dis my wenk wat ek definitief geleer het by chef Jan Hendrik en by die span by restaurant Jan in Nice, Frankryk. En hoe sou jy sê, ek meen, kan 'n mens oorsee se Kersfeesdisse met Suid-Afrikaanse Kersfeesdisse vergelyk? Ek dink jy kan definitief. Ek voel altyd dat ons huiskos is een van die beste en jy kan dit vergelyk met enige kosse in die wêreld. Natuurlik het hulle ander bestanddele, maar natuurlik kom dit bymekaar as 'n Kersdis. So ja, ek sal definitief sê mense kan dit definitief vergelyk met die disse van oorsee. En sê vir my, is daar 'n spesifieke dis wat jy altyd op 'n Kerstafel of 'n Kersfeestafel verkies?
Sure. Ek is eerstens, ek moet sê ek is allergies vir seekos. Maar ek moet sê kreef is nogal iets wat ek voel moet op die kerstafel wees. Natuurlik vir ons hier in die Weskus is dit bietjie makliker om te kry. Maar ja, ek voel dis iets wat definitief op die kerstafel moet wees. Kyk, ek dink jy het ons almal eintlik nou maar so half en half uitgenooi om daar by julle aan te sluit in die Weskus, soos wat dit vir my klink. So dankie vir daai uitnodiging. Ons aanvaar, ons sal net 'n paar planne maak om daar uit te kom. Maar ons is baie lief vir melktert, peppermint 100%. crisptert en ook malva pudding. So watter internasionale nageregte moet Suid-Afrikaners dalk hierdie feestyd probeer? Ek dink iets wat ek baie van hou, wat baie lig is, natuurlik Kersete is gewoonlik is feestelik en ons het baie kos en almal eet van alles gewoonlik, want ons wil nie uitmis nie. So ek dink iets wat baie lig is iets soos 'n crème brûlée. Dis 'n eggkaste tipe dis wat ek dink is baie lig en dis gepas vir na 'n goeie swaar ete. So ek dink dit is iets wat mense daar aan moet dink en definitief kan maak vir Kersfees. Kyk Matthew, en dan moet ek ook byvoeg, of wil ek byvoeg en sê, wat van 'n sjokolademousse, maar ons kan dalk 'n volgende keer daaroor gesels. Ons sien jou binnekort vir daai kreef in die Weskus. Baie dankie dat jy met ons gesels het. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons meer uit oor Live Golf, wat volgende jaar Suid-Afrika toe kom, en die musiekgroep van Koet kuier ook in die ateljee, net hier by Goeiemôre, Good Morning.